Luke 24 verses 50 says, and he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God. Daar is Lucas 24 vers 50. Ek gaan gou die skrifte hardop. Ek het net 5 skrifte, want ek beloof julle, ek gaan hulle nie lank hou nie. En dan gaan ons na Acts. Acts is ons handelinge. Want julle was ons kwaad toe ek die Afrikaans van die verkeerd te kry. En toe Acts 1 verses 1 to 3. In the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Ek wil gewoon net my story achter mekaar kry, sodat julle kan volg waar toe ek gaan. Ne? So ons praat van Lucas 24, waar Jesus opgaan, Handelinge 1 vers 1 tot 3 sê vir ons daar Jesus na die opstanding nog 40 dae met die mense gewandel het, ne? Voordat hy weggegaan het. Dan die 2 beloftes wat hy van gepraat het, is gevind in Johannes 14. As julle met my? Amen. Johannes 14, versie 1 tot 4. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again. Sê gou vir jou buurmens, hy kom weer. I will come again, and I will take you to myself, and there where I am, you may also be. And you know the way to where I am going. Daar is die een belofte. Wat uitstiek vir my vanoggend in die drome. Die Here kom weer. Hy kom nie net weer nie. Sister Mori man, welkom man vanoggend. Die Here seën nie man. Hy het weggegaan om 'n plek voor te berei. Die tweede belofte. En die is die my ene. Sê vir jou neighbor. Julle weet dit al man. As weer in Johannes 14, versie 25 tot 26 toe. It says, these things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Daar is die tweede belofte. Jesus moet weggaan. Kyk hier, is die end of the road nie man. Toe die man so opgaan, toe druk hulle die number aan. Is die einde van die pad nou man. From boys around Jesus, ne? Hulle was 3 jaar met Jesus. Toe sal ons nog boys man. Maak het nou sin. Kyk hier man. Daar waar hy is hulle. Ne? Soos die kleintjies by die sokkeveld agter die coach aan. Daar by die circle, wherever, kyk, soos like this man. Boys. Maar op die dag, toe moet die boys manne raak. This is the end of the road. Kyk die delf, ons kan nie weer môre, volgende, ons kan nie later vanmiddag nog dieselfde aankom nie man. This is the end of the road. Ek kry 'n quote op Pinterest. Nou kyk jy as julle sien, ek is maar altyd up to date met die fashion man. Ek Google ons wat gaan aan op die fashion. Sien jy nou? Maar ek kry nou die dag 'n quote daar op Pinterest wat sê, luister die quote, het sê, the boy must die so that the man can live. Nou kyk jy, ek is, as julle vir my kind vra my vrou, ek is hard op my sien. Ek lyk sien 'n gefrikte jong man. Kyk jy. Vergewe my, maar kyk jy, the boy must die so that the man can live. Sy kan nie vir ewig by jou maas steek, jou. Wanneer het jy op jou eie 2 voete man? Nou is dieselfde in die koninkryk.
as dieselfde by die Here. Sy kan nie van wat sê Paulus vir hulle, kom af van die melk af, man. Wanneer gaan julle aan styk eet en die vaste? Julle bly hier buite. Gentle Jesus? Nee! Maar dieselfde skrif leef vir my dat hy is ook 'n verterende vuur, man. Maar as wil nie baie weet nie. Ons is net hier by gentle Jesus meekie en my. Nee, sê vir jou neighbor, nee. That is the two promises I woke up this morning with the scripture. Then we go quickly, Romans 8. Romeine 8. Ek is amper klaar. Ek kan julle nou al sê, ek lief vir julle. Ek het met ons valide lekker gekap, né? Ek het julle gesê, ek kan kom. Romans 8. From verses 10 to 11. Is die baie nie? Romeine 18 tot 11. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in, what's it? Dwells in you. Laat sê het weer, man. Dwells in you. The same spirit that rose Christ from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Ek het 'n notice aan. Ek wil gou na my notes gaan op 'n picture wat ek gesave het. It says, the Holy Spirit, in that Jesus was a man. Ons verstaan mos daai. Ons weet daai. Maar it sê, the Holy Spirit rested upon him, empowered him, counseled him, etc. Dis dieselfde gees wat so met my en met jou kan operate. It sê, and was with him, Parakletos. Daai is waar hy woord inkom. Ander tipe mense gebruik daai woord baie. It sê, and was with him even through his death on the cross and the resurrection. Nou luister die stukkie. We do not see any indication that once the Holy Spirit rested upon him, that he ever left him. Once the Spirit rested upon Jesus. Kyk, David was 'n laaitie, 17:18 toe na die skape gekyk het vir sy pa. Die dag toe Samuel na die huis toe kom om vir die koning te seën. 17:18 toe ontvang hy die gees van die Here mos, né? Hy het maar net 'n paar jaar later 'n koning van Israel geword. But once the Spirit rested upon him, it never left him. It never left him. My laaste skrifgie is in, ek dink is in Acts, ja. Acts 1. Nou om alles nou net klaar te maak. Acts chapter 1, verse 6. So when they come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or the seasons that the Father has fixed by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Voorburg, in the Hague, in Leiden, in Westbank, and all Judea and Samaria unto the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven, and as he went, behold, two men stood by them in white robes, saying, Men of Galilee, men of Delft, mense van Westbank, mense van die Kaap, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Dieselfde manier wat hy opgevaar het, is dieselfde manier hoe hy terug gaan kom. Maar hy het ons nie net so gelos nie, man. Twee beloftes wat u moet vas aanhou.
He went away to prepare a place for you and for me. He's coming back again. Die tweede belofte, die mees belangrikste. Ek het mos gesê gedeel die droom wat ek gehad het. Die kerk is vol, nuwe mense, ou mense is missing. En toe moes mynrou toe. Nou is dieselfde met die tweede belofte. Die myn ding is, die myn ding, vang net die Heilige Gees. Die dooie sal opstaan, wanneer hy kom. Sy hoef nie te lewe wanneer Jesus kom nie, man. Op die dag, jou graf sal opgaan. Sy sal weer opstaan. Net as sy in die Here gaan rus sit. Ons is so lief, en ek wil nog eendag die preek by jou funeral. Hulle gaan my kwaad maak, ek gaan vir hulle kwaad maak. We are so used to saying, rest in peace. Maar ons weet, die ding was hier. Die ding wat nou hier is. Allemaal het opgekomen gelieg van die ding wat nou hier is. Maar ons rest in peace. Daar is niks rest vir jou as jy so uitgegaan het. Rest in peace. I want to encourage you. Ek is nog nie klaar nie. Ek moes gesê, gaan opmaak vir verlede. Want ek wil vir julle, kyk iemand, laat ons in vrede lewe. Die rest in peace. Rest in. Here, as jy die Here het, as niks as vir jou sien wat. Maar ons kom en ons lieg van die ding wat nou, ja, wat? Nee, let us rest in the Lord, but let us live in peace with all men. Ek is amper klaar, 5 minute. And Jesus tells him, but I do not leave you like this, man. The Holy Spirit will be your comforter. He will be your guide. Dieselfde Gees wat vir my van die dood opgebring het, dieselfde Gees wat ek aan julle gee. Julle het saam met my gehandel en maar hulle het ons vir 3 jaar met Jesus geopereer. Wonderwerke, genesing, miracles, mense gevoer, 5000, nou is dieselfde Gees wat op hom gerus het, wat hy aan die disciples beloof, die ding, die ou, is nie vir julle. Hou net vas. En toe na die, toe word hulle weer bang, angstbevange, net in 20 van hulle allemaal in die boekkamer. Ons weet ons wat daar gebeur het. Toe ontvang hulle moes nou die Heilige Gees. Die eerste ding na die, Petrus gaat uit. En hy preek 'n boodskap. En 3000 siele kom tot inkere. Die is die Heilige Gees. Die is hoe die ou move. Paulus en Silas in die tronken. Intercessors kom by mekaar, bid vir 'n kind. En bid ook maar vir die twee. En die kettinge val af. Die is die Heilige Gees. Die bas moet jou omgestamp het, man. Wat sy nog op jou vou net sy. Maar jou ma by die huis bid vir jou. En Gaatsie wat die teksie tref jou terug en sy sabai en sy vergiet om dankie te sê, maar die is die Heilige Gees. Ek is moeg, man. Sê vir jou neighbor, ek is moeg, man. Want blou siets langs my. Maar die blou siets gaat nie vol raak nie, unless die Heilige Gees. My theme, wat is my theme geweest? Sê gou, vir 10 rand, ek gaan jou 10 rand sê, wat is my theme? Wat is my theme, man? Wat is my theme? Man, unity, man. Unity. And so the disciples was in the upper room, in one accord, one spirit, unity. And the Holy Spirit came down. Die Heilige Gees. Nou kan jy as 'n gelowige, ek is nie perfek nie. Soms raak ek nog bloed, rooi kwaad en ander, ja. Dan klaar hy vir my gou aan. Daar is sy weg.
En wanneer ek nie weet wat om môre gaan te preek vir jou nie, delf en ek in 'n dromen wys hy vir my. En hy laat die elde soma konfirm met 'n song. En iemand het iets gedoen en iemand kon sê vir my, dan is wel getuig van dan. Daar is die Heilige Gees. En is vir jou en is vir my om vir hom te hom. Hy sê 'n spookie man. Hy sê 'n geesie. Hy sê 'n dwalende geesie langs wat jou sag in die aan. Nee man. Hy is deel van die Godheid. Hy is die aanklaer van wanneer ons verkeerd doen. Hy condemn nie vir ons nie, maar hy kla vir ons aan. Kyk jy Boeta sê, sy is mos 'n kind van die Here. Suster, ding is 'n beleid man. Want niemand weet wanneer ek gaan kom nie. Dan hoe gaan ek vir jou vind? By die week het alles deel mekaar, hy bedroom, maar sy sit daar met 'n mond vol tande. Maar hy sê vir jou eintlik nie. Sê vir hulle. Maar sy moet nog 'n bietjie skaam. Sy nog 'n bietjie wat gaan hulle sê van my? Wat gaan hulle dink? Daar is hierdie probleem mee. Die feit dat hy nog met jou kan praat. En sy stem gehoor. Bely sê, Here vergewe my, maar dankie. U praat nog met my. That is the Holy Ghost. The Holy Ghost. En in die tyd en in die dae wat ons lewe, dierbaar is, hoor my hart. Hy is die myn ou wat ons nou moet gee. Die salwing wat hy bring, breek kettinge man. It breaks bondages. He doesn't break promises, he breaks bondages. And as a believer, if you're struggling with something, he can set you free. He breaks bondages. As jy nog nie die Here 'n kans gegee het, hy kan vir jou losmaak tot op die punt, maar jy moet eers sê ja. Ek is nou reg. Kyk jy, nie reg nie man. Kyk jy, ek is nog, vat my soos ek is. Hy maak vir jou reg. Die salwing. Ek sê vir julle die laaste 4 jaar van my lewe. Ek kom hoe lank aan nou met die Here? 16, 15. Die laaste 4 jaar was beter as die anders. Die laaste 4 jaar van my lewe. Waar ek leer kom ken het. Ek het altyd geweet van die ouetjie, Holy Ghost. Die laaste 4 jaar het ek hom op 'n ander wy geleer ken. 'n Diepere wy. Hy is maar altyd daar gewees. Hy het maar net op my gewag. Sy weet van my, sy praat van my, sy preek oor my, maar sy ken my nog nie. In my krag en in my opstand, dis wat Jesus sê. Maar dieselfde Gees is die Heilige Gees wat nou in ons kan lewe. Ons wil verandering sien in ons huise, ons lewe, ons huwelike, ons gemeente. Maar alles wat ons doen en probeer in ons eie krag kan nie werk nie. It's only the anointing that breaks yokes. And Jesus tells his disciples, I do not leave you, but the Comforter. He's the one that will lead you, he will guide you. Laat sien wanneer jy op 'n hoek staan wat jy nie behoort nie, die Heilige Gees klaar vir jou aan man. Wat soek sy hier? Meeste wanneer sy laat slaap en die foon lui en sy wil, hy maak vir jou wakker man. Die kind kon spring, mami is weg man. Hulle foon jou sê jy wees daar. It's the Holy Ghost. En wanneer iemand kom vir gebed kom vra en hulle staan nie en hulle huil en weet nie wat nie, en ek vra wat maak jy? Is die Heilige Gees wat vir jou lei hoe en wat om te bid. Kom in! Kom! Hy staan nou buite en kyk vir my aan. Maar as die boldness wat sy my keer. Ek het nou verlede week sê ek vir Pastor Porsche op pad huis toe van die ou van die hoodies. Op pad huis toe, WhatsApp hulle my, ek moet plasters gaan koop. Ek gaan na die garage is toe, die huiswinkel is toe, die is al die binnenkolk al. Ek weet daar in die Wifecrest in die Strammetheid,
as 'n 24-hour BP garage en ek gaan dan toe. En ek koop my plaas en ek koop 'n stukkie biltong en ek koop nog iets anders dan. En inkom 'n polisieman. En wat sê ek vir die polisieman? Die Here seën jou man. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord makes his face shine upon you. En Zimbabwean, hy is so gelowig. Hy staan daar en hy sê ook amen vir my. Terwyl ek nou die seën oor die polisieman praat. Ek sê hom, weet jy wat, ons gaan huis ons slaap, sy moet gaan weet. Maar ek vra vanaand dat die Here se guns oor jou lewe moet rus en dat die Here se engele saam met jou moet stuur. Daai is boldness man. Sy staan daar en die Here in jou lewe, mense soek 'n antwoord, sy het die antwoord, maar sy is nog. Ek sê nie wie soos ek nie man. Kyk my vrou saam met my sê, stop being like this, is loud. Kan jy help my man? Ek het iets gevind en ek wil dit deel. En die polisie het miskien, ek ken nie vir hom nie, maar miskien net hy aan, het hy 'n goeie woord maak. Iemand het al klaar saad gesaai in sy lewe, en net hy aan, soos ek, soek hy net 'n confirmation man. Dan gaan moet nog op diens gaan, in die rondry patrol, vir my en vir jou. Maar ons moet gewoon te klaar van die law. Kan dis my liefie wat skiet, dan klaar ek van die law. Maar ek ken nie mense wat skiet. Maar ek sal nie sê ek kan hier gaan haal om arbeid dan sê. But this is this man, I don't know him. Maar die Here ken ons man. En ons kyk hier uiterlik, maar die Here ken ons en ek kyk hier hart aan. And it's that Holy Ghost. With those few words that I shared with that police officer, die Heilige Gees maak gebruik van die woorde. Want iemand is bereid om hulle mond oop te maak. Jy hoef nie baie te doen nie man. Maar wanneer sy iets doen, vra Heilige Gees, ek weet nie wat, take over, take control. Fire, fall on us. Like on the day of Pentecost. Lord, if I want to see change in my area, ek het op 'n WhatsApp groep, traffic groep, die ou se post heel dag traffic, waar die traffic wat. Hy sê hier in blok D, wat is die plek se naam? Ja, ek nou die boodskap, die lied. Iemand verkoop drugs. Maar hy is op die pad, en mense sien hom nou, report hulle aan die ou, die admin, en hy post. 2 for the price of 1 Mendrix pille. Net hier aan die kant. Maar dis wat aangaan waar ek bly. Maar wat doen ek daaroor? En kan ek iets daaroor doen? Ja, ek kan. Maar as ek reg, as ek gekwalify, as ek uitgesort om iets daaroor te doen, as ek nie die Heilige Gees het. Van nou gaan ek na oud sien toe wat Hendriks verkoop 2 vir 1. En ek wil nou, maar aan my eie krag, nou begin ons stryd. Nou begin ons te baklei. Môre staan die voice pass op die hoek baklei met tikkop. Van ek doen dit aan my eie krag. Dit is nou 'n bietjie extreme, maar is reality. Maar die simpel ding van praat met jou eggenoot. Die simpel ding hoe ons kommunikeer met ons kinders. Die simpel ding van hoe ek redeneer, hoe ek wandel met my neighbors. Alles in die vlees, uit die vlees uit. We need the Holy Ghost. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Sy naam is die Heilige Gees. Heilig. Heilig, want ons God is heilig. Gees, want hy kan wandel in ons, met ons. Part of the Trinity, the Holy Spirit. This morning, if you are facing a challenge, as u deur enige iets gaan, en u sê, Pastor, bid vir my, ek maak hier die Heilige Gees. Kom gou vorentoe.